dat ek nie stop. En as ek stop, dan kyk ek op. My krag kom van bo, jy sal my nie glo, maar ek is sterker as wat jy dink. My glasie van geduld is vol geskryf. Lewe, ek is reg vir jou. Gee my. Ons is vandag nie in die ateljee nie, so ons sit lekker hier buite in die Parel by Optenaar Sentrum. Ons doen 'n bewusmaking oor diabetes saam met Parel Medikliniek en Pathcare. So lekker, almal hoor jou nou hier in die sentrum. Lekker. Nee, ons het al vroeër gesels, so jy het nou die Pa-boek, Memories van jou pa, wat bekend gestel is. Gesels 'n bietjie meer daaroor, vertel vir die luisteraars, waar die inspirasie hiervoor vandaan gekom. En ek het 'n bietjie gaan oplees, dit gaan oor daai wat jy nie daai tyd met jou ma en jou pa spandeer en daai memories, daai dinge vas lê met die pen wat jy vandag wil weet. Want ek het net vroeër gesê, my pa is ook al oorlede en vandag wat ek self 'n ma is daar dinge wat ek vir my kinders ook wil vertel, dinge wat ek van my pa wil weet, maar nou is hy nie meer daar om vir my dit te vertel nie. So deel jy met ons, wat het jy gedoen? Nee, baie dankie Michelle. Ja, en baie dankie vir die geleentheid. So hierdie boek help 'n pa om sy storie, sy lewensverhaal neer te skryf vir sy eie kinders, vir sy eie nageslag, in sy eie hand. So hierdie is 'n projek vir mense wat sê, "Maar Michelle, ek is nie 'n skrywer nie." Wat nou? Maar ek het 'n storie om te vertel en ek glo regtig daarin dat elke storie die moeite werd is om neer te skryf. Absoluut. So baie mense sê vir my, "Maar Anna, ek het niks noemenswaardig bereik wat ek nou regtig kan sê ek wil 'n memoir skryf nie." Ja. Hierdie gaan nie daaroor nie. Hierdie gaan oor jy vra dit eintlik so goed en ek dink as ek dit kan antwoord, gaan iemand dit baie goed begryp waaroor hierdie gaan. Dit het begin met my eie ma wat haar storie destyds in 'n soortgelyke boek vir my opgeskryf het. So ek het daai boek destyds by 'n vloeimark gekoop en ek het dit vir haar gegee en gesê, "Ag mamma, ek weet hoe besig jy is, maar dit sal vir my so interessant wees om te lees wat jy vir my sal skryf in hierdie boek." En ek het dit daar gelaat en eintlik het die lewe so besig geraak dat ek self vergeet het van hierdie boek. Ja. Maar sy het in haar stil manier oor 'n paar jaar het sy daai boek voltooi. Sure. En op haar 60ste verjaarsdag het sy dit so ewe formeel vir my oorhandig. En nee, hier is my lewe. En sy het ekstra foto's en briefies. Wow. Sy het sommer so oopgegaap van So alles wat sy spesiaal. ekstra ingesit Ja. het. En ek moet sê, ek het dit waardeer destyds, maar ek het nie besef wat dit was nie. Tot sy vandag. Ja, want toe sy skielik oorlede en ek het daai boek weer van die rak gaan afhaal en amper so die stof van hom moes afblaas en toe het ek eintlik, soos ek deur hom lees en weer dink, my genade, hier's haar handskrif, hier's haar stories. Dit is die beste ding wat ek van haar het, want eintlik hou dit nou ons verhouding steeds aan die gang, want ek gaan weer en weer terug en ek lees weer en weer. En jy het nou genoem stories wat ons dalk nie met mekaar deel nie. Maar ek bedoel, ek en my ma het so 'n goeie verhouding gehad, albei in Pretoria, mekaar gereeld gesien. Ek het gedink ek weet alles van my ma af. Maar deur my boek weer te lees, het ek besef maar daar's soveel wat ek nie sou weet as hy dit nie geskryf het nie. Ja. En soveel wat ons dalk al oor gepraat het, wat sy nou ook geskryf het, maar wat ek vind, soos wat die tyd verbygaan, dat ek dit bietjie, kan ek sê, verkeerd of skeef of anders onthou, as wat sy dit geskryf het. En nou is die waarde, ek hoef nie te onthou en het verkeerd onthou nie, ek kan gaan lees en sê, nee man, nee, sy het dit so bedoel. Jene. Dis so spesiaal. Dankie, so dit is die idee gewees met die eerste boek, die moederboek, waar ek en jy in die verlede gesels het. En toe kom Paas en kontak my en sê, maar nee, ek is nou eintlik vies vir jou. Ja, moet jy afskep nie. My vrou lê in die bed elke aand, sy skryf so lekker aan haar memoirs, want ek maak dit maklik. Dis juist vir die persoon wat nie weet hoe om dit te doen nie. So stapsgewys, en dit is nie
vrae wat jou forceer nie. Dis nie soos ma se boek was baie nice en sy het dit so oulik gedoen, maar dit was vaste vrae waarop jy moes antwoord. Ja. Anders is die bladsy oop. En hierdie is nie soos dit nie. So hierdie het 'n aparte gids en hy lei jou steeds stapsgewys, maar jy kan kies waaroor gaan jy skryf en waaroor gaan jy eerder nie skryf nie, of het jy dalk nie iets om oor te sê nie. Sure. So toe paas wat begin kontak en toe begin ek te dink, maar daar's nou soveel paas wat duidelik ook dit wil doen. Ja. Kom ek kyk, en ek het regtig destyds gedink dit gaan nou net 'n boek vir ma's wees en dan is dit nou klaar. Maar so het paas en dan nou van die paas is ook veterane. Sure. En toe dink ek, maar weet jy eintlik sal dit nou kosbaar wees om 'n boek spesifiek vir jou army stories te hê. En toe het ek kunstenaar gekry wat ingestem het dat sy kunswerke, sy sketse, hy self 'n veteraan is in die boek. En net so met die digkuns. Die boek is reeds opgedeel in hoofstukke, is die digkuns ook deur 'n veteraan. En dit is toe so goed ontvang. En natuurlik nou is daar een spesifiek vir paas, wat nou nie so fokus op die army nie. Ja. Maar die kunswerke is steeds deur Marie Vermeulen Breed en Lisma Skooman. Kunswerke vir elke hoofstuk, steeds opgedeel in hoofstukke, steeds kunswerk deur paas. So ja. En dis so Daar pragtig. is hy nou gebore. Ja, dis 'n pragtige geskenk ook om na te laat. Ek meen dit is iets dis iets uniek. Daar is soos Ja. Ek is baie spyt vandag. Ek het nie so 'n boek van my ma of pa nie. So dit is baie spesiaal wat jy daar buite gesit het. En waar kan mense jou kontak? Waar kan hulle jou in die hande kry of die boek? Ja, ek dink dit sal 'n besonderse geskenk wees, presies. En meer as 'n kind of 'n vriend dit vir jou gee en sê, maar ek stel belang in jou storie. Dan is dit al klaar daai boost om te sê, okay, maar ja, kom ek doen dit, want hulle vra, want hulle wil weet. So waar jy hom kan kry in jou naaste beste boekwinkel is die maklikste. Yes. Of op Naledi se webtuiste, naledi.co.za, of op my webtuiste, memoirbooks.co.za. Ek het ook by passende boeksakkies wat jy daar kan bestel. Is R450 'n boek en R250 'n sakkie en dan koerier ek hom. Of by die boekwinkel is dit dan sommer maklik. Ja. Of ja, Takealot, Amazon. So ja, dis oral. Dis oral. En jou sosiale blad, as mense persoonlik met jou wil kontak maak, is jy op Facebook, Ja, Instagram, asseblief. al daai goedjies. Al daai goedjies, so Facebook, Instagram, is dit Memoir, MEMO_IRE, Memoir en dan Books, BOOKS. Ek sê vir jou weer eens baie dankie. Altyd lekker om met jou te gesels en altyd jy verras my, dan bring jy iets nuuts hier uit. So toe jy vir my boodskap stuur, ek was eintlik nie verbaas nie. En daai dag, ja, eerste keer dat ons gepraat het ek geweet, hier gaan nou nog iets kom. Uit hierdie vrou uit. So baie dankie en ja, alle sukses vorentoe. En ja, dis amper Kersseisoen, so ek wil vir jou ook sê jy moet 'n geseënde Kerstyd hê saam met jou familie en koester al daai kosbare oomblikke en jy laat 'n mens net weer besef dat 'n mens moet daai oomblikke koester met mekaar en tyd met mekaar maak. Soos ek ook gelees het wat jy skryf, mense sal liewer so met jou pa gaan sit by 'n rugbywedstryd en die mense raas daar rondom jou as wat jy tyd met hom spandeer en dieper van hom wil weet. Dis daai tipe klein dingetjies wat jy ook die bewusmaking skep. So baie dankie vir dit. Baie dankie, maar ek dink ons moet albei doen. Die boek het ons ook nodig. Môre het hulle ons weer nodig, ja. Dankie Michelle. En sien 'n Kersfees vir jou ook. Selfde, mooi bly.